Die van julle wat opgebly het, as julle nie opgebly het, dan weet julle seker nie wat die telling is nie. Maar die bokke het gewen. Daai klein seun van ons is 'n verskriklike groot, hy is nie baie groot nie, maar hy is 'n baie groot bokondersteuner. So as daai liedjie van Leon Schuster, hier kom die bokke speel, dan sê hy, bokka! So, hy is al van so groot af as hy 'n bokondersteuner. Baie welkom julle almal, is lekker om vanmôre hier te wees, 'n klein bietjie koeler dag, 'n bietjie bewolk, maar dit is heerlik om saam met julle almal te wees. Kom ons word stil met die woorde van Psalm 107, wat soos volg gelees. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê, wat deur die Here bevry is. Die wat hy uit hulle nood bevry het. En uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld, en kon die pad na die bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle gered uit hulle elende. Hy het hulle op die regte pad gebring, en by bewoonde stad laat uitkom. Gemeente van Carleton wil die Here groet elkeen van julle vanmôre, en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons het verlede week gekyk na Hebreërs hoofstuk 4 vers 1 tot 11, en vandag gaan ons 'n bietjie verder gaan, en ons sal stil staan by vers 12 tot 14, 'n kort gedeeltjie, maar daar's soveel rykdom in hierdie gedeelte. So voor ons lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre so saam met die gemeente en ook saam met die kinders te kan stil word rondom die woord. En Here, dit vul ons harte met blydskap om die woord te mag oopmaak, en dat ons weet vandag dat ons dit kan doen met vrymoedigheid. Ons het nie nodig om bang te wees om die woord op te maak. Ons het nie nodig om te wonder of iemand deur die deure gaan storm, omdat ons Christen is en omdat ons kerk hou nie. Daarom gaan ons harte ook vanmôre uit na mense in dele van ons wêreld, selfs hier in ons eie kontinent, in Nigerië, Sudan, Somalië, en sommer baie ander plekke waar gelowiges vervolg word, Here, en ons harte is vanmôre by hulle. Ook daar in die Midde-Ooste, in Sirië, weet ons, word Christene ook doodgemaak, en as dele in die wêreld waar mense nie eens 'n blaadjie van 'n Bybel by hulle kan hê nie. En tog, Here, is daar soveel van hulle wat u woord aanneem. Is daar soveel wat vashou aan u as hulle Here en hulle God. En ons kan u net daarvoor loof en prys. Ons bid vir hulle. Ons vra dat u ook deur die Gees hulle sal beskerm elke dag. Ons vra dit van u, ons Here en ons God. Here, as ons hier sit, weet ons, u het al reeds in die week wat verby is, het u ons harte gereed gemaak. U het die grond voorberei. En daarom, Gees van God, is my gebed, dat u dit rustig sal maak in ons gemoed, dat ons ook die woord sal ontvang, en dat ons vanmôre, as ons hier uitgaan, ook hierdie woorde sal oor en oor bedink en bepeins, sodat die waarde daarvan en die waarheid daarvan ook 'n verskil sal maak in ons elkeen se lewe. En ook vir my vanmôre, Gees van God, bid ek dat u my sal kom oortuig, en dat my woorde ook die woorde sal wees wat u in my hart lê. Maak my net die spreekbuis vir u. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Hebreërs 4 van vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoeling en gedagtes van die hart.
Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is. Alles lê oop en bloot vir sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so ook op die regte tyd gered kan word. Ek lees net tot daar vanmôre. Hierdie is 'n ongelooflike boodskap wat Hebreërskrywer vir ons hier kom skryf. En hy begin in die eerste plek, soos ek nou met die kinders ook gepraat het, oor hierdie gedagte van die woord van God is lewend en kragtig. En ek het nou al baie hierdie gedeelte gelees, en hy het al in my eie lewe vir my baie beteken. Maar ek wil hê ons moet so 'n bietjie net weer dink oor wat dit beteken dat die woord van God is lewend en kragtig. En ek het Woensdagoggend toe ek by die Bybelstudie, toe sit ek en 'n gedagte by my opgekom. Ons kry die woordjie, die woord van God, kry ons dikwels. Ons lees dit dikwels ook in die Bybel raak. Kom ons begin by Genesis 1. En ons lees dat die woord was reeds in die begin daar, en God het 'n woord gespreek, hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So die woord speel 'n belangrike rol in die volk Israel en in God, in sy godheid. Dan lees ons weer in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God gewees. En dan kom ons in Efesiërs 6, en dan lees ons in Efesiërs 6, dat die Here sê, julle moet nie alleen die gordel van waarheid om julle dra nie, maar hy sê ook, neem die swaard van die Gees, dit is die woord van God, neem dit in julle hand. Het is interessant hoe jy hierdie woordjie, die woord van God, telkens herhaal word nie, en elke keer verwys dit, of dan, soos wat Johannes het ook interpreteer, is hierdie woord van God, verwys dit na Jesus self. Wat in die eerste plek vir ons, soos wat die Hebreërskrywer al in die eerste paar verse van Hebreërs 1 geskryf het, om te sê dat Jesus is die ewebeeld van die wese van God, met ander woorde, Jesus is God. En later skryf Paulus ook in Filippense 2, en hy sê, dat deur Jesus is alles geskep. Hoe het God geskep? Deur die woord. So Paulus kom herhaal en bevestig hierdie woord weer eens, om te sê, dat hierdie woord, ons lees as ons sê die woord van God, dan dink ons aan letters wat op die bladsy geskryf is in die boek. Maar moet ons nie eerder nie net dink aan die letters wat in hierdie boek geskryf is nie, maar aan Jesus, ons verlosser, wat die lewende woord is, want hy het opgestaan uit die dood, en hy leef. En daarom, omdat hy leef, is hy ook kragtig, want hy is die woord, hy is die lewende woord van God, wat ook met jou en my wil kom bemoeienis maak, en daarom wil hy sy woord in jou en my lewe, wil hy laat gebeur dit wat God die beste is om te doen, en dit is om die nuwe lewe te skep. Want van die begin af het God geskep deur die woord. En nou wil hy deur Jesus Christus ook jou en my lewe wil hy kom herskep. Wil hy kom hernie, sodat ons in die regte verhouding met God kan wees. En omdat hy God is, weet ons God is nie net kragtig nie, hy is almagtig. Wil die almagtige God
wil ook in jou en in my lewe kom inwerk die lewende, die almagtige God, en hy wil ons lewens verander. Dis wat Paulus ook skryf daar in Kolossense 1, Efesiërs 1, ek is nie seker nie, dit is Kolossense 1, waar hy skryf dat Jesus is opgewek, kom ons maak dit gou seker, dat Jesus is opgewek deur die Heilige Gees, en hy sê, daai selfde kragtige werking, wat in Christus is ook in ons aan die werk. Vers 19. Dis Efesiërs 1. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde kragtige werking van sy mag, wat Jesus uit die dood opgewek het. En dan is daai selfde kragtige werking van God, die Gees van God, wat ook in jou en my ons wil kom verander, ons wil kom herskep, sodat ons nuwe mense kan wees. En ek moet vir julle sê, ek het al baie keer hierdie teksgedeelte gelees, en dit was vir my 'n ongelooflike openbaring geweest, om net te besef, dit woord hier nie net dui op woorde op papier nie, maar eintlik wys op Jesus, ons verlosser. Die woord van God, wat hy ook sê in Johannes 16, in Johannes 14 en Johannes 16, wat hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, waarheid. En dan sê hy ook, die Heilige Gees kan ons nooit kom iets anders te leer, as wat hy en die Vader reeds vir die Gees openbaar het. En ons sien dit opgeteken in hierdie woord. Maar hierdie woord is daar, sodat ons in 'n verhouding met God die Vader kan wees. Dis nie 'n dooie woord nie, dis nie maar net iets wat ek kan lees en daar kan neersit nie. Dit gaan daaroor dat God met jou en my 'n verhouding wil hê. Godsdiens is nie net iets wat ek beoefen nie. Dis nie om maar net Sondag kerk toe te kom nie. Dis nie maar net om iets nou en dan die Bybel nou en dan te lees nie. Ware godsdiens, ware geloof is om in 'n verhouding met God, die lewende God te staan en om toe te laat om my lewe te verander, sodat ek kan wees wie God wil hê ek moet wees. Dan is die woord lewend en kragtig. 'n Moslem sal ook hierdie boek vat en hy sal hom lees en dit sal vir hom niks beteken om dit te nie glo in Jesus Christus. En behalwe as sy hart oop is en ontvanklik is om die woord te ontvang, sal die woord niks in sy lewe verander. Maar vir ons as kinders van God, wat in 'n verhouding met God staan, sal sy woord in ons lewe verandering bring. Sal sy woord in ons lewe ons nuut maak, ons kom herskep. En dit het soveel implikasies. Dink maar net daaraan. As God jou kom herskep, ons sê so maklik, ek is maar 'n sondige mens. Ek is maar so, want dis is maar hoe die stuins is, of dis hoe die roes is, of dis hoe die wie ook al is, veldse van vierens, of die wie ook al vermoor soos dit. Dis maar soos ons is. Die Here het ons so gemaak, dis ons familie, dis ons familietrekke, en dit is maar soos ons is. Ons het maar hierdie geaardheid. Buite Christus is dit waar. Maar as jy in Christus is dit nie meer waar nie. Want hy wil jou kom herskep, hy wil jou kom nuut maak, hy wil jou kom herskep, sodat jy wat kan wees. Sodat jy die beeld van God gelyk kan word. Sodat jy al hoe meer en meer sal word, wat Jesus is. En ons mis dit as gelowiges. Ons mis daai herskepping, want ons laat God nie toe, om dit in ons lewe te kom doen nie. Ons laat God nie toe om die verandering te bring wat hy wil bring nie. En dan kry jy mens baie keer dat mense moedeloos raak in hulle geloofslewe en sê, maar dit voel vir my of daar geen verandering is nie. Dit voel vir my of niks verander het nie. Ek is maar nog steeds dieselfde ou mens. Dit gaan so wees in jou lewe, totdat jy ten volle oorgee en die Here toelaat op jou lewe te kom nuut maak. En dan kom ons by die tweesnydende swaard. Die swaard wat skeiding maak tussen siel en gees. God wil in jou lewe die onderskeid kom maak. Hy wil vir jou kom wys wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is nie goed vir jou nie.
Ons is baie keer lief om dit wat nie goed vir ons is nie, te doen. In plaas daarvan dit wat goed is vir ons. Want dit wat nie goed is baie keer lekkerder as dit wat goed is vir ons. En dan begin ons die goeders doen wat ons nie behoort te doen en nie veronderstel is om te doen. Maar die Here kom onderskei tussen dit. Daarom is die woorde vir my so mooi van die swaard met 2 snykante, want hy sê God onderskei tussen die siel en die gees. Hy onderskei tussen dit wat waar is en dit wat reg is. Hy onderskei tussen dit wat ons goed doen en dit wat ons verkeerd doen. En hy wil ons bring by die punt waar ons kan sien dat ons voor hom word ons blootgelê. In sy oë sien hy alles raak. Ek kan nog 'n maskertjie opsit vir my vriende en selfs vir my familie en sê ag, alles is reg, nee, daar's niks fout nie. Maar God sien daardeur. Hy sien daardeur en hy sien hoe jy in jou hart voel. En daarom lees ons, as ons daar Psalm 139 lees, dan sê die Here vir ons, ek sien jou, of jy opstaan, of jy gaan sit, of jy loop, maak nie saak waar jy gaan, selfs gaan jy die donker dieptes in, ek is daar. Vaar jy op tot op die hoogste berg, ek is ook daar. Daar's nêrens waar jy van die gees van God kan ontvlug nie. Iemand het so 'n mooi aanhaling gemaak Woensdag om te sê, dat dus in 'n gemeenskap waar mense met myners sit, is dit eintlik ongelooflik om daar te dink, maak nie saak hoe diep jy afgaan in die aarde nie. Jy kan 3 kilometer onder die aarde wees, en jy kan nie van die Here wegkom nie. En vir bergklimmers, wat Kilimanjaro en Everest gaan uitklim, jy kan maar klim tot op die hoogste piek, en jy is nog daar. Klim jy in 'n vliegtuig en vlieg jy kilometers bo die aarde, dan is jy nog steeds in God se verteenwoordigheid. Jy gaan nooit ontwyk van die Here, want hy is altyd daar. En in vers 14 kom hy en hy sê vir ons, terwyl ons dan nou 'n hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Hierdie beeld van hoëpriester is eintlik ongelooflik belangrik, en hy gaan later weer, gaan hy hierdie beeld verder uitbrei vir ons te verduidelik, hoekom is Jesus 'n hoëpriester, en hoekom word hy hoëpriester genoem, want hy is nie uit die nageslag van Levi gebore nie, en ons weet, dit was die geslag, of die stam van Israel, waar die priesters en later die hoëpriesters kom het. So hy sê uit daai orde uit nie. Maar hy sê, julle het 'n hoëpriester, ons het 'n hoëpriester, wat vir ons 'n middelaar is. Hy het deur die hemele gegaan, Jesus, Seun van God, laat hom vashou aan die geloof wat ons bely. Omdat hy, en ons mis dit ook baie keer as mense praat oor Jesus, dan dink jy aan Jesus, hy het eers Jesus geword, het eers begin bestaan, met sy geboorte, met Kersfees wat ons een van die dae gaan vier, en dis nie waar nie. Dis wat Hebreërs skrywer ook in Hebreërs 1 vir ons sê, waar hy sê, nee, hy is van die begin af daar. Hy was altyd daar gewees. Hy was altyd God gewees. Dis waar die drie eenheid vir ons so belangrik is as kerk, om te sê dat hy Vader, Seun en Heilige Gees is reeds van die begin af daar. Die Gees van die Here het oor die water gesweef, en God het geskep deur 'n woord te spreek. Al drie, Vader, Seun en Gees, was teenwoordig al reeds van die skepping. Die eerste woorde was hulle reeds daar gewees. So hulle was al voor die skepping, het hulle bestaan. En na hierdie skepping verby is, sal hy nog steeds bestaan. Want hy is God. Vader, Seun en Heilige Gees. Maar Jesus het hierdie rol kom speel, om ook vir ons 'n hoëpriester te wees. Die hoëpriester, sy hooftaak, sy hooffunksie was gewees, een keer 'n jaar met Yom Kippur, die verlossingsdag,
het hy ingegaan na die allerheiligste en hy het die offer gebring, die soenoffer, wel hy 2 dinge gedoen. Hy het eers die sonde van die volk op die bok gelaai, die sondebok, en in die woestyn gestuur, en dan het hy die skaap geslag en die offer gebring vir die volk, sodat al hulle sondes vergewe word. En nou sê die Hebreërskrywer, terwyl ons dan 'n hoëpriester het, Jesus Christus, wat nou vir ons sit aan die regterkant van die Vader. Sy offer wat hy gebring het, is 'n ewige offer, so wat hy later in Hebreërs 10 skryf, waar die een offer gebring is geen offer meer nodig nie. En nou sit hy aan die regterkant van die Vader as middelaar, en hy tree vir ons in, en hy is voortdurend daar, hy is altyd daar. Ons het nie nodig om hom weer te kruisig nie, om nog offers te bring nie. Jesus is reeds geoffer vir jou en my, en omdat hy reeds uit die hemel gekom het, hy was God voor al die tye, het hy mens geword, hy het saam met ons as mens hier op aarde geleef vir 33 jaar, hy het alles ervaar en beleef wat ons as mense beleef, hartseer en seer en pyn en die verlies van 'n vriend ensovoorts, hy het dit alles beleef. En daarom staan dit ook in vers 15, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. En daarom kan hy hoëpriester wees, want hy het nie gesondig nie. Die aardse hoëpriesters het nog gesondig. En wanneer hulle moes gereed maak om die offer te bring, moes hulle afstap na die bad van Siloam, wat aan die onderkant van die tempel was, en hulle moes hulle gaan reinig, en dan moes hulle teruggaan na die tempel toe, en hulle moes sorg dat hulle met niemand in aanraking kom nie, sodat hulle nie weer verontreinig kan word nie. En dan as hy in sy reinheid met sy nuwe kleed, kon hy dan ingaan in die allerhoogste en offer bring vir God. Jesus het nie gesondig nie. En daarom het hy sonder om nodig gehad om enige ander reinigingswette deur te gaan, kan hy vir ons intree as die hoëpriester, want hy is vir altyd sonder sonde. Hy is nog altyd rein gewees voor God, want hy is God self. En daarom kan hy soos vers 16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Kom ons gaan dan nou, terwyl ons hierdie hoëpriester het, wat sit op die troon van langs die Vader, op die regterhand, langs die Vader, en hy sit op hierdie genade troon, want dit wat hy vir ons bereik het, dit wat hy vir ons gedoen het, die verlossing wat ons het, is genade. Kom ons gaan dan nou na hierdie genade troon toe met vrymoedigheid. Nie met vrees in ons harte, nie met bewering en angs nie, maar met vrymoedigheid, omdat ons weet, Jesus gaan ons nie veroordeel nie. Hy het reeds vir ons die sonde gedra. Hy het ons sonde op hom geneem, sodat ons die ewige lewe kan kry. En daarom kom voor sy troon, en ontvang die barmhartigheid, ontvang die genade, wat hy reeds vir julle berei het. En ons gaan dit nou na die erediens, na die preek, gaan ons aansit by die tafel, die nagmaaltafel, wat soos ons verlede week gesê het, ook die teken van God se genade is. Die genade troon. So kom ons hou hierdie woorde in gedagte. Dat die woord van God is nie maar net 'n klomp woorde wat in 'n boek en blaaie vasgeskryf is nie. Maar die woord van God is die persoon, die tweede persoon van die drie eenheid, Jesus Christus, die Seun van God, wat reeds vir ons die verlossing bewerk het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer kan stilstaan voor die woord en dat ons ook u woord so kan lees en verstaan. En dat u vir ons wil kom sê dat die woord wat lewendig en kragtig is u. Dis nie maar net hierdie woorde wat in die Bybel opgeteken is nie, maar u is die een wat lewendig en kragtig is. En elkeen wat waarlik soekend is na u, Here, en wat kom na u woord, sal u ontdek en ons sal ontdek dat hierdie woord verandering in ons lewens bring. Dat het ons herskep en ons nuut maak.
En my gebed vir ons is gewete, is dat ons elkeen so nuut gemaak sal word. Herskep ons, Here, sodat ons in U naam ook werklik die ewige lewe kan ontvang. Op die tyd wanneer U daarvoor bepaal het. Here, gee dat ons sal vashou in ons geloof aan die genade wat U vir ons gegee het, en dat ons nooit sal wegkyk van U genade troon nie. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Verlede week het ons stil gestaan by die genade, en het ons veral op hierdie tema gefokus om te sê, dit wat ons hier het, is tekens van die genade wat God aan ons elkeen bewys. Vanmôre wil ek so 'n bietjie die fokus skuif, alhoewel die genade nie uit ons gedagtes moet wees nie, maar wil ek graag hê ons moet 'n bietjie dink aan die volgende deel wat ons in die nagmaal formulier lees, waar ons praat oor die feit dat ons gemeenskap het. En ons vergeet dit baie keer. Maar dis so wonderlik dat ons as gemeente saam hier kan wees om vanmôre die nagmaal te gebruik. Ons kan dit by ons huis gedoen, maar dan is dit ek en jy. Hier weet ons is deel van 'n groter gemeenskap. Ons deel in hierdie familie, hierdie groter familie waar ons broers en susters van mekaar is, omdat Jesus vir ons gesterf het. En dat hy ons kom hernie en herskep en nuut maak. En daarom is ons hier vanmôre. En ons deel in mekaar se lewens. Ons deel mekaar se lyding, se hartseer, maar ons deel ook in mekaar se vreugdes en blydskap. Ons deel as dit swaar gaan en dit sleg gaan, maar ons deel ook met mekaar as dit goed gaan. En dan kan ons weer saam lag en saam jubel en juig en die Here loof en eer. Maar hierdie gemeenskap is nie net met mekaar nie. Hierdie gemeenskap is daar gestel, is daar omdat een ding gebeur het, en dit is omdat God met ons in 'n verhouding wil tree. En dit is so wonderlik. Die enigste godsdiens waar ons nie moet probeer om die trappies op te klim om God tevrede te stel en al die dinge te doen om God tevrede te stel. Godsdiens waarin God ons so lief het, vir jou en vir my, dat hy afgekom het na ons toe, om in ons lewens 'n verskil te kom maak. En dit is vir my die wonder van ons godsdiens. Nie 'n God wat daar hoog bo in die hemel op 'n troon sit, en met 'n kwaai oog na ons almal kyk en te sien waar ons fout maak. Maar 'n God wat in liefde ons versorg, vir ons omgee, sy arms van liefde om ons vou, ons beskerm, ons voed, en ook uit sy genade vir ons hierdie tekens kom gee vanmôre. Die tekens van die brood wat vir jou en my gegee word, as 'n teken van die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is, en die wyn as teken van die bloed. En so het ons gemeenskap met mekaar, is ons familie, is ons broers en susters met mekaar, om een rede. En dit is omdat God bemoeienis gemaak met elkeen van ons. As ons dan vanmôre die brood breek, kom ons hoor die woorde wat ons ook lees daar in Matteus, waar hy sê, neem, eet, dit is my liggaam, dit is die liggaam van Christus, vir julle gegee. Kom ons eet dan saam vanmôre ook hierdie brood as teken van ons gemeenskap met God. En as ons die beker neem, dan neem ons die beker van danksegging, as 'n teken van dit wat God in jou en my lewe kom doen het. En dan hoor ons ook die woorde van Jesus wat sê, neem, drink, dit is die bloed van Christus,
gegee vir julle. Kom ons doen net 'n dankgebed saam voordat ons afsluit met ons laaste lied. Here Jesus Christus, U het ons gevoed deur die brood en die wyn, met genade en met waarheid. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar ons saamgebind het as een liggaam. En laat ons nou leef as verloste mense, gehoorsaam, dankbaar en getrou. Laat ons lig wees in die wêreld en dra die woord van die lewe met vreugde. Ons loof en ons eer U. Ons aanbid U, almagtige Vader. In die naam van Jesus Christus.